Gemeente, die woord van God sê vir ons, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek self teenwoordig. En met die wete is dit dan vanoggend my voorreg om in die teenwoordigheid van die drie enige God, sy seun oor u toe te spreek. Genade en vrede vir elkeen wat in hom glo. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas 17 vers 11 tot 19. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle het op 'n afstand bly staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters, en op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle, en toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En hy sê vir hom: staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Ons tema is vanmôre: dankie Here. Ons almal ken hierdie verhaaltjie, maar al te goed. Iewers in die lewe het jy dit al gehoor. Iewers het jy al ook skuldig gevoel dat jy nie teruggegaan het en dankie gesê het vir wat ook al jy gekry het nie. Ons begin hierdie afgelope paar weke meer en meer hoor van vriende en van familie wat hierdie aaklige COVID-19 virus geraak word. En ek het, seker maar soos u ook, baie van hierdie mense se getuienisse gelees wat siek is, of wat deur hierdie virus geworstel het en dit oorwin het. En mens hoor baie keer die smeking by mense. Ons kry ook baie gebedsversoeke en ons bid saam vir mense se genesing. Maar weet jy, gebede wat vra en smeek, kom nie net saam met ons hierdie laaste paar maande nie. Siekte tuister ons nie net hierdie afgelope paar weke nie. Natuurlik is die realiteit van hierdie onsigbare virus met ons, wat ons hele normale gang van die lewe totaal en al op sy kop gedraai het. Dit is so, ja. Maar dink bietjie, ons het al baie saam gebid en gesmeek vir kankerleiers, eers vir genesing, en soos die tyd dalk aangaan en daar dalk nie wetenskap is nie, dan bid mens later vir verlossing. Die Here moet net hierdie persoon kom haal en verlos van sy of haar lyding. Dink maar aan persone wat deur erge trauma gegaan het, verliese, ongelukke by die werk, voertuigongelukke, dalk kapings, ander siektestoestande, werksverlies. Ag, daar's te veel om op te noem. Maar jy ken dit, jy dalk al self in die eie lewe 'n trauma beleef. Telkens is ons soos hierdie melaatses wat Jesus iewers langs die pad kry en vra vir genesing en hulp. Ons vra vir beterskap. Ons vra vir voorspoed, vir die Here se seën. En ek dink dit wat ons tans beleef, laat ons half en half met die melaatses van die Bybelse tyd identifiseer. Veral as jy positief getoets word vir COVID-19, dan moet jy afsonder. Jy mag nie naby jou geliefdes kom nie. Mense is bang om naby jou te kom, selfs na herstel van hierdie siekte. So hoor ek maar. Jy mag nie aan iemand anders raak of druk of kontak hê, want die gevaar is, jy kan aansteek by hierdie mense. Melaatses in die tyd van Jesus was ook maar so eenkant geskuif, hulle was verwerp, mense kon glad nie naby hulle kom nie. Ek dink dit was nog erger as wat ons tans beleef. Ons weet die wat hierdie virus veg en het oorleef, kan weer binne 14 dae in kontak kom met hulle gesinne, hulle kan weer terugkeer na die werksplek toe. Maar die melaatses van daardie tyd was nie so gelukkig nie. Daar was nie sommer herstel of genesing nie, en as jy buite die stadpoorte geban was, dan is dit klaar. Jy kom nie weer terug in die stad in nie. Maar Jesus kom en hy dra hierdie hele prentjie om vir hierdie 10 melaatse manne wat hy buite die stad ontmoet. Hy is nie bang vir hulle nie. Hy loop nie draaie om hulle nie. Nee, hy praat met hulle. Ja, natuurlik, ons lees in die teks, hulle bly op 'n afstand, maar hy bemoei hom met hulle. Hy wys hulle nie weg nie, hy luister na hulle pleidooi wat sê: Here, ontferm U oor ons. Ek wonder of het hierdie manne geweet wie Jesus was. Of was dit dalk soos vanuit ons denkraamwerk vandag,
soos iemand wildvreemd op straat wat jou benader en vir jou vra vir hulp. Wat was hierdie ontferming wat hulle gesoek het? Was dit kos? Was dit geld? Of was dit genesing? Ek weet nie. Ek dink ook nie, hulle was voorbereid op dit wat met hulle gebeur het nie. Dalk het hulle ook glad nie verwag om genesing te ontvang nie. Hulle het net ontferming gesoek. Jesus stuur hulle dan na die hoëpriesters toe. En dit was natuurlik 'n groot taboe in daardie tyd. Op pad soontoe het hulle gesond geword. En dit sou ook beteken dat as hulle by die stadspoorte kom, dat daar vir hulle gestop sou word. Hulle is daar verban. Maar een man, een Samaritaan kom terug en hy sê dankie. Nou hierdie klein woordjie dankie. Van kleins af word ons geleer om dankie te sê. In ons huishouding is ons op hierdie fase waar ons nog een van daardie towerwoorde soek, asseblief en dankie wie. U ken dit, u het ook die kinders so geleer, u was self ook so geleer. En dit is tog net beleef en hoflik om dit te doen. Maar ek het begin wonder, of mens nie soms net dankie sê, omdat ons so geleer is, en nie regtig uit ware dankbaarheid nie. As ek na die teks kyk van Lukas 17, dan sien ek regtig hierdie Samaritaan, die een wat anders was as die res van die groep Jode. Ek sien sy dankbaarheid. En hierdie dankbaarheid dwing hom om terug te gaan en voor Jesus op sy knieë te val en om te dank. Hy het die Here geloof en geprys. Nou ek het baie vrae in my gemoed. Hoekom sukkel ons in vandag se tyd om waarlik dankbaar te wees? Ons kla die heeltyd oor alles. Hoekom sien ons net die negatiewe goed in die lewe raak? Hoekom sien ons nie die son oor ander skyn nie? Hoekom behandel ons mekaar asof ons self malaatses is? Of daardie mense net op 'n afstand hou omdat hulle malaats voorkom? Tog het ons so baie om voor dankbaar te wees. Dit voel vir my of ons soms soos hierdie groepie van 9 Jode is, wat net aanhou hardloop het om onsself vir die hoëpriester te gaan wys. Ons stop nie een oomblik om te sien, het daar regte genesing plaasgevind nie. Ons sien nie die Here se genade en voorsienigheid raak nie. Ons hardloop net. Vir die Samaritaan, wat 'n oomblik dalk gehuiwer het, gestop het, wat raak gesien het, dat hy genees was, is die seën van die Here soveel groter. En Jesus sê vir hom, staan op, jou geloof het jou gered. En dit kan ook met genees vertaal word. Staan op, jou geloof het jou genees. Dalk het ons ook in hierdie tyd so 'n bietjie genesing van onsself nodig. As hierdie man voor Jesus kniel, dan sien ek dankbaarheid, ek sien nederigheid. En ek dink, hierdie twee goede loop hand aan hand. Ons kan aansluit by Paulus, dit wat hy sê in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ja, selfs wanneer dit minder goed gaan. Ons kan maar net rondom ons kyk en dankbaar wees vir alles wat die Vader in sy groot genade aan ons toevertrou. En daar's so baie. Vriende, familie, gawes, gesondheid, werk, kinders, mense wat vir jou lief is, wat dalk vir jou omgee, wat naby jou wil wees. Die vraag is, sien jy dit raak? Of kyk jy net vas aan die sere aan jou lyf, of nog erger, sien jy net die sere aan ander mense se lywe en lewens, en stoot hulle die heeltyd weg? Stuur jy hulle uit jou stadspoorte uit, om tog net nie naby jou te kom nie? Dit is natuurlik altyd makliker om dankbaar te wees, wanneer dit met 'n mens goed gaan. Maar selfs dan, wanneer dit goed gaan, vergeet ons om in dankbaarheid te gaan leef. Iemand het eenmaal die mooi voorbeeld gebruik wat sê, dank God daarvoor dat jy dalk nie in die hospitaal is nie. En wanneer jy jouself in die hospitaal bevind, dank God dat daar wel hospitale is, waar jy kan gesond word. En as jy dan daar is, dank jou hemelse Vader, dat jy geduld kan aanleer vir die troos wat jy deur jou geloof dalk aan medepasiënte kan bring. Of, sê hierdie persoon, as iemand na in jou dalk in 'n ongeluk was, dank God dat hy nie omgekom het nie. En as hierdie persoon dalk omgekom het, dank God weer eens dat hierdie persoon so lank deel van jou lewe kon wees.
Ons weet dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom dien, sê die Here. Die wat volgens sy besluit geroep is. Paulus sê dit vir ons in Romeine 8 vers 28. Alles klink so mooi en goed, maar wat dit van ons vra, is eintlik baie moeilik. Dis teen ons menslike natuur, want hoe kan ek dankbaar wees as dit met my sleg gaan? Dit hang soveel af van 'n mens se instelling teenoor die lewe. Dikwels word aan ons gesê dat ons positief moet dink en ons moet positief doen. Wat kan jy egter meer positief doen in die situasies waarin jy jouself bevind? Dalk kan ons die vraag vra, wat is daar in hierdie situasie waar ek regtig waar vir God kan dank betuig en teenoor hom dankbaar kan wees? Dit dwing ons 'n bietjie om in hierdie gejaag in ons op pad wees na die stadspoorte toe, na die hoëpriester toe, om net so 'n bietjie na onsself te kyk. Om net so 'n bietjie vir jouself raak te sien wat die Here alreeds in jou lewe doen en gedoen het. Ons dink altyd, ons doen wat die Bybel sê. Ons voer die opdragte uit. Net soos hierdie Jode. Hierdie 9 Jode het gedink, hulle voer Jesus se opdrag uit, net om te gaan. En so is dit maar ook met ons met baie tye. Jesus sê, en hy gee die opdragte, en dan gaan ons gaan doen die werk. Maar wat van terugdraai? Wat van dankbaarheid? Wat van die Here loof en prys vir sy grootheid, sy goedheid, sy almag? Wat van dankie Here vir alles? Ja, soos Paulus ook in Efesiërs 5 vers 20 vir ons sê, dank God die Vader altyd vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dit beteken dus nie alleen dat ek moet probeer om altyd een of ander rede te gaan vind om God te dank ten spyte van donker omstandighede wat my omring en in weerwil van alles wat teen my is nie. Maar dat ek met die geloofsdurf en moed sal hê om God te dank, juis ook vir die teenslae wat my in my lewe tref. Ek wil dit weer eens beklemtoon. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Kom ons stop 'n oomblik. Doen bietjie selfondersoek. Kom ons draai terug na Jesus toe en ons gaan sê, dankie Here. Het jy geweet, dankbaarheid verbeter fisiese gesondheid? Het jy geweet, dankbaarheid verbeter psigologiese welstand? Dit blok daardie negatiewe emosies en dit verminder ook toksine in jou liggaam? Het jy geweet, dankbare mense se stresvlakke is laer? Dankbaarheid bevorder empatie teenoor ander mense en verminder woede en aggressie, dit waaraan ons baie keer so skuldig is. Dankbare mense slaap beter. Ek ken die gesegde, tel jou seëninge in plaas van skape. Dankbaarheid bevorder jou selfbeeld. Dankbaarheid verhoog 'n positiewe gemoedstoestand. Dankbaarheid verander nie hierdie wêreld waarin ons leef nie, maar my perspektief, dat ek anders na hierdie wêreld sal kyk. Jy begin anders kyk, jy begin meer waardeer, jy begin fyner waarneem. As jy net gaan dankbaar wees vir die groot gebeure, die groot deurbrake, die wonders, die groot geskenke en die groot oomblikke in die lewe, dan word jy naderhand 'n verslaafde van die grootsheid van hierdie wêreld. En dit word al hoe moeiliker en al hoe moeiliker om dankbaar te wees, want jy wag vir daardie groot dinge om te gebeur. Maar as dankbaarheid verweef is met die grein van jou menswees, dan eet jy 'n droë korsie van 'n brood asof dit 'n feesmaal is. In hierdie teks en hierdie gebeure van Lukas 17 vers 11 tot 19 stort die Here sy seën uit oor al 10 hierdie melaatses. Hy sonder nie iemand uit nie. Hy oordeel nie en hy vra nie. Hy stuur hulle weg en al gaande genees hulle. Een draai terug om dankie te sê en hy beleef dubbele seën. Hy word nie net liggaamlik en fisies gesond nie, maar ook in sy gees en sy geloof word versterk en hy word daardeur gered. Mag die Here ons ook net so seën. Mag hy sy genade ook so oor ons uitstort. Ons pleidooi is dalk maar dieselfde as die melaatse sin. Here, ontferm U tog oor ons. En hy sal. Eintlik doen hy dit al reeds. Gaan en gaan sê dankie. Leef 'n lewe in dankbaarheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, vandag wil ons U loof en prys.
U is so goed vir ons. In goeie en slegte tye is U altyd daar. U tel ons op as ons val. Troos ons as ons hartseer is. Seën ons dag na dag. Dankie Here, 1000-maal dankie vir elke gebed wat U van ons verhoor het. Dankie ook vir al die gebede wat U nie verhoor het nie, want U weet altyd wat is die beste vir ons. Vader, help ons om die wonderlike gawes en die seëninge in ons lewens raak te sien, om dit te waardeer en met dankbaarheid te leef. Ons het so baie om oor te kla, Here, maar nog meer om voor dankbaar te wees. Help ons asseblief om nie te kyk na onsself, dat ons vir 'n oomblik sal stop en U hand in ons lewens sal raak sien. Help ons dat wanneer ons rondom ons kyk, dat ons ook daar vir U sal raak sien in alles wat U vir ons doen en gee, vir alles waarmee U ons seën. Here, ontferm U tog vandag oor ons. Verhoor ons gebed en gee aan ons U vrede. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. God bly met U waar U ook mag gaan, en mag sy Gees U lei en heilig en U altyd deur beveilig. Amen.